Hallo, goeiemôre, baie welkom. Ja, die jaar staan aan einde se kant toe. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons is nog steeds by Lukas, ons is nou by Lukas 23 en die teksvers is nie verkeerd nie. Lukas 23 van vers 33 tot 43. So gaan blaai soontoe. Dit is nogal eintlik interessant om dit te lees en boeiend so voor Kerstyd. Kom ons maak ons oë toe. Aan U kom 'n lofsang toe, o God wat in Sion is. U wat gebede verhoor, na U moet alle mense kom. Gelukkig is die mens vir wie U uitkies en laat nader kom. En daarom is ons hier. En daarom bid ons ook, Here, en vra dat die genade en vrede op ons sal rus. U is Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die lekker, né? God het gesê, as 2 of 3 in sy naam saam is hy in hulle midde. God is hier. So ek wil jou nou nooi en sê, kom ons lees gou 'n bietjie saam. Lukas 23, so dit is die kruisverhaal, Lukas 23 vanaf vers 33. Dis die woord van die Here. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n vreemde gedeelte om te lees. Nou, dis die laaste Sondag van Koninkryktyd. En volgende Sondag is die begin van Adventtyd, die voorloop vir Kersfees. En daarom is hierdie 'n baie besonderse Sondag eintlik. Ons noem dit Christus is Koning Sondag. En die rede, in 1925, is al 'n hele klompie jaar terug, in 1925 was Europa toe onder die druk van oorlog. Mussolini, sy weermag was reg en almal het geweet Mussolini het lus vir oorlog maak. Hitler het opgestaan in Duitsland en so die oorlogswolke was aan die saampak en almal het geweet oorlog is nou hier en dit gaan gewelddadig wees. En toe het die kerk opgestaan en gesê, ons staan nie vir die waardes van die wêreld nie. Ons wil vir die gelowiges sê, ons waardes kom van God af. En dis waar Lukas 23 inkom. Christus is die koning. Dis eintlik die opskrif van hierdie gedeelte wat ons gelees het. En al word hy gekruisig, kan jy sien, hy word duidelik geverf. Christus is die koning, ons dien hom. Ons loyaliteit lê by Christus. Hy is ons koning, nie by X of Y of Z. En soos wat dit was destyds in die Tweede Wêreldoorlog, soos dit vandag ook weer, net dan hoor ou al hierdie misdaad. Die Taliban is nie ons koning nie. Donald Trump is nie ons koning nie. Hamas is nie ons koning nie. Nee, Jesus Christus is ons koning. Nou as ek sê Christus is die koning, kom ek vertel jou so ietsie van die koning. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, is hy 4 maal verhoor. Ja?
Eers by die Sanhedrin, die kerkse leiers het hom verhoor en verdoem. Toe vat hulle hom na Pilatus toe. Toe stuur hy hom na Herodes toe. Toe stuur Herodes hom terug na Pilatus toe. 4 keer is Jesus verhoor. En dan vra Pilatus vir hom, is u die koning van die Jode? En dan sê Jesus vir hom, dit is jou woorde. Dit is nie my woorde nie. As ek het so sê, so ek het anders sê. Maar vir die begrip wat jy het, val ek in by jou woorde. En dan besef hy, maar hierdie man is onskuldig. Hy is onskuldig, maar die kerkleiers het gesê, nee, ons glo hom nie. Die regering, die staat, daai tyd albei, Herodes en Pilatus het gesê, nee, ons gee hom eerder prys, laat hy maar doodgemaak word. Jesus se disippels het omgespring en jy het net stof gesien soos hulle weggehardloop het. En 2 misdadigers wat saam met hom aan die sterf is, die een laster ook en sê, wat is hy? Maar die ander een het begin glo. En dan wonder ek, hoe kan iemand wat aan 'n vloekhout hang, besig is om dood te gaan, net skielik begin glo? Geloof is aan hom gegee. Die Heilige Gees het in sy gedagtes gewerk en het hom geglo. Hy het eenvoudig vir Jesus geglo. Daarom dat Jesus ook vir hom sê, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. In ander taal wat in die Bybel voorkom, vandag gaan jy 'n kind van Abraham word. Vandag ontvang jy die ewige lewe. Dit is vir my nogal mooi, né? Daar's nie 5 stappe wat beskryf word vir hierdie man om te glo nie. Hy het net begin glo. En hoor net sy woorde vir die ander misdadiger. Vrees jy dan nie God nie? Ons gaan ons oë hier toemaak en ons gaan ons oë voor die almagtige God oopmaak. Hy gaan ons verhoor. Hierdie man is die enigste sleutel wat ek en jy het. Here, dink aan my. Jy hoor daai glo, né? Kerkleiers sê hy laster. Die regering sê ons doen niks nie, ons was ons hande in onskuld. Die soldate speel met hom, speel met sy klere, trek lood. Mens kan eintlik sien waar elkeen was, né? Dit word so beskryf, kyk net waar was elkeen in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Die kerkleiers het daar saam met die mense het gestaan en kyk. Wat gebeur hier? Die kerkleiers het so tussen die mense uit vorentoe gestaan en gesê, nou toe, as jy dan nou sê, jy is die gesalfde van God, klim af daar. Herodes het gesê, nee, ek vat nie hierdie ou nie. Nou kom ek iets oor, nou kom my status ietsie oor. Pilatus het gesê, ek was my hande in onskuld, ek staan hier op die stoep en ek kyk wat met hom gebeur. Gewone mense het verstom gestaan en kyk. Soldate het begin lag en sê, nou, verlos jouself. Hulle het lote getrek oor wie sy klere gaan kry. Die moordenaar hang langs hom, verlos jou en my. En die ander een sê, ek moet God in die oë kyk. Here, hier is ek. Dink aan my. Maar waar was jy? Ek sê vasvra nie. Waar was jy? Omdat ek en jy in Jesus Christus glo, was ek en jy by die kruis. Om die waarheid te sê, ons was aan die kruis. Ons name en ons sonde is aan die kruis vasgespijker. Toe koning Jesus daar sterf hy vir my en vir jou. Dis waar ons was. Ons name was aan die kruis. En toe koning Jesus uit die doodheid opstaan, toe staan ons saam met hom uit die doodheid op. Dis waar ek en jy was. Nou wil ek teruggaan. Dis mos nou, Kersfees raak mos nou familietyd, né? En familietyd sê net geskenkies tyd. En dan dink ons dadelik as Christene aan die geskenk wat God ons gegee het. Kyk net na die geskenk wat God ons gegee het. Die kruis staan langs die kersboom. Die kruis staan langs die kersboom. Hier kom God en dis sy geskenk aan ons, is die kruis, sy koningskind, sy koning Jesus, gee hy vir my en vir jou. Hy is die groot geskenk, koning Jesus wat lief het, terwyl hulle hom spot, toe sy wie is gegroet in al die spotte,
is hy die een wat regtig besig is om ons te verlos. Terwyl hulle loetjies trek, sê hy, Vader, elke kind van my se naam is opgeteken in die boek. Ek het betaal vir hulle. Ja, hulle spot en Jesus vergeld hulle nie. Hy kom red hulle vir ons. Daarom is dit so merkwaardig, die offisier wat daar staan en sê, waarlik, hy is die seun van God. Koning Jesus het nie net lief nie, Koning Jesus vergewe ook, en dis hoekom, kyk net daar wat bid hy. Hy word gekroon, hulle sit 'n doringkroon en sê, nou is jy mos nou 'n koning. Hy word gespot, hy word verwerp. Nee, hy sê ons, nee, niks nie. Wat sê hy? Vader, vergewe hulle. Moet dit hulle nie toereken. Hy opofferende koning. Koning wat sê, ek offer alles op om alles te wen. So koning Jesus verlos ook. Kyk, 'n koning is 'n koning, hy is magbehet, hy is soos Hitler, hy wil hele Europa aanval. Hy is soos, man, ek wil nie nou nog name noem, maar hy wil alles inpalm, hy wil ander konings oorwin, en sê, kyk hoe groot en sterk is ek. Maar koning Jesus sê, ek sal sterf, en dan sal ek opstaan, en dan oorwin ek alles en almal. Hy sterf in ons plek. Hy stel ons eerste. Weet wat is vir my mooi? Jesus, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, Jesus praat 2 keer. 2 keer. Die eerste keer sê hy, Vader, vergewe hulle. Jy hoor daai vergifnis en redding. Nee. Die tweede keer sê hy, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Dit is net die koning van die konings wat dit kan sê. Nee. So waar is jy? Ek is daar by God se kerspoel. Aan die kruis langs die kerspoel. Dis waar ek is. God se geskenk is 'n kruis. God se geskenk vir my is die kruis. Die mensgeworde God, die koning van die konings. Ja, dit gee mense hoendervleis. Hy veg vir my, hy veg vir jou, hy veg deur die dood, hy staan op en hy wen en hy vat ons saam met hom. So wat is die belangrikste? Ek dink die belangrikste is dat ek en jy hierdie geskenk oopmaak, ons sal maak. Hy is Jesus Christus, die koning van die konings, die Here van die Here. Daar is geen koning soos hy nie. So kom ons leef dit hierdie feesseisoen, soos 'n onderwyseres dit baie goed beleef het. Ek wil jou vertel wat met haar gebeur het. Sy vertel, dit raak nou Kerstyd, so sy klim in die solder in, nou soek sy, wat kan sy gebruik vir Kersfees, sy wil nou mooi maak en so aan. En sy kom daar af op 'n houtkruis op 'n staander, en daar's 'n silwer figuur van Christus, ook op die houtkruis vasgemaak. En sy haal dit af, en sy vat dit onder toe, want sy dink, dit kan nie net sommer net hier lê nie. Ek onthou toe ek het gekoop het, hoe mooi was dit vir my. Nou kom sy in die huis, en toe kom sit sy het sommer nou op haar lesenaar neer, en sy begin nou goedjies doen, later kom sit sy om te werk, nou vat sy hierdie kruis, met Jesus aan die kruis, en sy sit dit die een kant neer, en sy begin werk, en iewes skielik dink sy, ek het dit oor al my rekeninge, ek het Christus op my rekeninge gesit, nou kyk sy dit so, en dan dink sy, as Christus regtig die Here van my finansies is, wat sal gebeur? Nou hardloop haar kop, nou begin sy besef, as Christus die Here van my finansies is, gaan ek anders besluite neem, ek gaan sy leiding vra, ek gaan doen wat hy wil. Nou later skuif sy, toe sit sy dit weer op foto's neer, daar hardloop haar kop weer presies dieselfde ding. As Christus die koning van ons gesin en ons familie is, gaan ek nie anders optree teenoor my familielede. As ek Christus moet wees vir hulle, hoe gaan ek optree? So skuif daai kruis rond oor. En elke keer wat sy hom ook al neersit, dan besef sy, as hy koning word van my lewe, van die gedeelte van my lewe, gaan ek anders, en toe besef sy, as hy koning is van my lewe, hoe gaan ek lewe? As Jesus koning is van jou lewe, hoe gaan jy lewe? Here, baie dankie. Dankie vir die wonderlike woord. Dankie dat ons die kruisverhaal by Kersfees kan lees. Dankie, Hemelvader, vir u groot geskenk,
dat U so offervaardig was, dat U seun opgeoffer het. Here Jesus, dat U lewe opgeoffer het, U goddelike bestaan en selfs ook U menslike lewe. Ons loof en ons prys U en ons wil met ons hele wese vir U aanbid. Amen. Van God aanbid gepraat vanaand, is ons Kerssangdiens, so ek wil jou nooi, asseblief, moet dit nie mis nie, maar dan moet jy 100 uur ry, dis ook maar reg, jy sal dankbaar wees. Vanaand is dit 'n lofprysings en 'n wonderlike geleentheid, 'n Kerssangdiens, hier by ons in Brekkeners, sien jou dan. Nou wil ek vir jou sê, ontvang die Here se seën, vat dit saam met jou. Ja, mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, mag die teenwoordigheid en troos van die Heilige Gees by jou wees.